Ek staan vandag hier by Tate Modern in Londen, 'n plek van kuns, kleur, van vorm, verbeelding en soms ook van vreemde vrae. En wat hierdie gebou nog meer besonders maak, is dat dit eens op 'n tyd 'n kragstasie was. Hier was eens op 'n tyd krag opgewek gewees. En vandag word mense genooi om te kyk, om te voel, om te bewonder en te dink oor die kunswerk daar binne. En dalk is dit 'n mooi beeld vandag vir jou en my ook, wat God in ons lewe doen. Hy neem nie net die mooi en die afgeronde van ons lewe nie. Hy werk ook met die ou geboue, die harde ruimtes, die plekke waar dalk lank leeg, stil of donker gestaan het. En deur sy gees maak hy weer iets sigbaar van sy heerlikheid. In Eksodus 31 lees ons van Besaleel. God roep hom nie eerstens om te preek nie, maar om te maak, om te ontwerp en te vorm, met goud en silwer en brons en hout en klip te werk. En dan sê die Here, ek het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met insig, met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En dis aangrypend. Een van die eerste mense van wie die Bybel sê hy is met die gees vervul, is 'n kunstenaar, 'n vakman, iemand wat die skoonheid in diens van God moes vorm. En dit herinner jou en my, God is die skepper. Geloof is nie vaal nie, dis gevul met kleur en kuns. God het nie 'n wêreld gemaak wat net funksioneer nie, hy het 'n wêreld gemaak wat leef, wat sing, wat kleur wys, lig en donker, see en land, reën en son, blomme en bome, mense en stories, alles getuig van God se oorvloed. Die kunstenaar Makoto Fujimura het iewers gesê dat 'n gesonde kultuur 'n plek is waar mense en kreatiwiteit floreer. Ek dink geloof leer ons om nog dieper te kyk. Ware kreatiwiteit floreer wanneer ons die skepper agter die skoonheid of die skepping raak sien. 'n Museum leer jou en my ook om stadiger te kyk. Jy kan deur 'n galery jaag en niks sien nie. Of jy kan stil raak voor iets en besef, hier is meer as wat ek eers gedink het. En so is dit ook met jou en my geloof. Ons kan deur die lewe jaag, werksdag tot werksdag, vakansie na vakansie. Ons kan jaag na skool, kinders, reëlings en van bekommernis aan bekommernis en ons kan God se hand in ons daaglikse lewe heeltemal miskyk. Maar vandag nooi die Here ons, kyk weer, stadiger, dieper. Die wêreld is nie net vol dinge nie, dis vol tekens van sy goedheid. Mag jou en my lewe ook 'n kunswerk van genade word. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat God deur sy gees iets van sy lig in en deur ons lewens laat wys. Here, U is die skepper van hemel en aarde. Maak ons oë oop vir U skoonheid. Vul ons met U gees sodat ons lewe iets van U lig, U kleur en genade aan ander kan wys. In Jesus ons Here se naam bid ons dit alleen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag en ek wil jou aanmoedig as jy weer as iemand wat hierdie boodskap voor betekenis sal hê, deel hierdie goeie nuus, deel hierdie evangelie en kom ek en jy bou God se koninkryk in hierdie wêreld waarvan ons deel is. Tot volgende keer. Totsiens.